Gemeente, goeiemôre. Ons teksgedeelte vanoggend kom uit Johannes 14 en ek gaan nie lees vanaf vers 1. Julle moenie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle 'n plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle 'n plek gereed gemaak het, kom ek terug. En ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarin ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen u gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. En dan hier by vers 15 staan daar, as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Gemeente, ons is tans met 'n 40 dae reeks besig met die titel Tuis. As 'n mens gaan kyk na die titel, word die opmerking gemaak dat baie keer gebeur dat mense ontuis voel in die wêreld, ontuis voel dalk baie keer in hulle self, omdat hulle baie keer deur diep worstelinge gaan wat 'n bepaalde effek vir invloed op hulle lewe het. En daarom is die tema van tuis om juis herinner te word dat ons ingenooi word in 'n verhouding met die Here waar ons kan tuiskom en waar die Here vir ons dan eintlik kan bedien, ook met sy genade. Nou as 'n mens dink aan die woord tuis, het ek in die week vir 'n paar mense gevra, wat laat vir jou tuis voel? En dan is die antwoorde, my kussing, 'n sekere kombers in my huis, die handreëling in my stort waarna ek kan vashou wanneer ek stort in die ouete huis, laat vir my tuis voel. En ek dink as ons vanoggend vir mekaar moet vra, wat is dit wat jou huis vir jou 'n tuiste skep, dan sal daar 'n klomp dinge wees wat vir jou sal herinner en sê, maar hierdie dinge gee vir my die gevoel van behoort. Nou tuiswees het 'n adres. Tuiswees vir my is Kerkstraat 22, want wanneer ek van vakansie af terugkom en my huis instap, dan voel dit vir my asof ek by die huis is. Ek het tuis gekom. In die gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, kom die Here en hy herinner vir ons eintlik ook dat hy die deur is na tuiswees. Dat hy vir ons eintlik innooi om te sê, ek wil jou ken, ek wil by jou kom tuis wees, sodat ons hierdie innerlike vrede en rus in Christus ook mag leer ken. Tom Wright sê, as die Here sê, in my Vader se huis, dan is die bedoeling nie net daarvan dat die Here weggaan van ons nie, maar juist dat hy onder ons kom woon, en dan die voorspraak, die Heilige Gees wat die Here vir ons kom gee, is die bevestiging daarvan om te sê, God is nie op 'n afstand nie, God is nie weg van ons nie, maar die Here is by ons, in ons. Inteendeel het Andrew Murray gesê, hy is nader aan my as my eie asem. En die Here se teenwoordigheid, en veral ook deur die voorspraak, die Heilige Gees, word die bevestiging om te sê, God se tuiskoms in my lewe is in my, nie buite, nie ver van my af nie, maar juis in my. En daarom is dit belangrik dat, wanneer ons na die wêreld gaan kyk, dat ons baie keer onwelkom voel. Ons sal hoor dat mense sê, jy is nie gewild genoeg nie, jy is nie slim genoeg nie, jy is nie ryk genoeg nie. En nou in hierdie gedeelte is dit dat die Here sê, maar die adres van waar het tuis kom, is Jesus Christus. Daarom sê hy, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ek is die weg wat lei tot ware menswees. Ek is die waarheid wat vir jou waarlik kom vry maak. Ek is die lewe wat vir jou lewe in oorvloed gee. En ek dink as mense se getuienisse gaan luister, dan beleef jy dit. Mense wat vir jou sê, ek was sonder God,
Ek was soekend geweest, ek het gedink my tuiste is in die wêreld, maar ek kon nie rus vind nie, maar dis juis in Christus waar ek kon tuiskom. Dis juis in Christus waar die Here my lewe kom verryk het en kom verander het, sodat ek kan behoort, sodat ek kan tuis wees. Met Jesus se eerste koms, met sy menswording, en sy eerste tuis wees, het hy vir ons 'n herinnering gesê om te sê, hy is die Here, dat hy onder ons kom woon het, maar ook met sy tweede weggaan, het hy vir ons die Heilige Gees gegee as trooster oor ons lewe, om te sê, dat julle die Heilige Gees sal ontvang, dat die Gees in julle sal wees, en dis die Gees wat vir julle sal herinner, en sal oortuig, ook van God se liefde, dan ook vir julle. Ons kan vergelyk met die verhaal van die verlore seun, hy wat vuil was, verwaarloos was, bedek met skande en sonde, kom by sy ouerhuis aan, wat doen sy pa, hy hardloop hom tegemoet. Hierdie onvoorwaardelike liefde maak dit sy vader hom in ere herstel en hom terug ontvang ook as seun, ook weer in sy huis. Die vraag vanoggend is, het jy al tuis gekom? Het jy jou rus kon vind ook by Christus? Want jy sien, die lewe herinner ons daarom te sê, in God alleen sal ons rus en vrede vind. Want hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe, hy is die een wat ons lewe kom herskep en kom verander. Kom ons bid saam. Here, seën vir ons in hierdie dag en help vir ons om tuis te kom en tuis te wees in ons verhouding juis met U. Amen.